in 'n sekere sin, en ek gaan dit ook noem in die boodskap, het ons opgebou. En dit was 'n vooruitsig. In 'n geloofsles was dit 'n vooruitsig na dit wat ons vanoggend gaan bestudeer, want ons praat oor die groot toets waarby Abraham gekom het. En ons gaan vir die doel Genesis 22 vanaf vers 1 tot 6 lees. As gevolg van die feit dat ons nagmaal gaan hou, gaan ek so 'n bietjie korter preek, want ons moet die nagmaal inpas. Maar dit maak dat ons net die eerste 6 verse sal lees en hanteer. Ons praat oor Abraham se groot toets. Genesis 22 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Terwyl ons so sit, kom ons maak net die harte stil. Ons buig voor die Here en ons bid saam. Ons vra dat die Here vir ons deur sy woord sal ontmoet. Ons wonderlike, aanbiddelike hemelse Vader, ons wil vanoggend saam met die psalmdigter, daar in Psalm 96 sê, sing tot eer van die Here. Loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Here, wat 'n voorreg om U deur sang te kon aanbid. Wat 'n geleentheid om voor U troon te verskyn en te mag sê, sal U ons besoek. En ons het met die oproep gekom, besoek U werk, o Heer, en stuur U boodskap voort. Besoek U werk, o Heer, laat ons siele dors en hunker na die lewensbrood. U is daar die lewensbrood, o Heer. Ons is vanoggend by 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. En die gevaar is dat ons maklik hier kan verbygaan sonder om werklik te let op wat die Gees aan die gemeente wil sê. Daarom is my gebed, sal U ons kom seën, sal U ons ontmoet in die waarheid van hierdie illustrasie, hierdie verhaal wat ons so goed ken. Kom leer ons, kom lei ons, ons wil U aanbid, ons wil U gehoorsaam, ons wil U dien. Seën ons saam tot eer van U naam. Amen. Genesis 22 vers 1 klink so, ek lees vanaf vers 1 tot 6. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar, as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal. En 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid. En dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit. En die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Wat 'n gedeelte. As dit so begin, weet ek nie hoe gaan dit eindig nie. Kom ons hou vas. Baie verhale in die Bybel is so vertel, so neergeskryf, dat die Here 'n geloofsheld neem,
En in sy lewe bou hy sekere dinge in, oor jare dikwels, berei hy hom voor op 'n groot en 'n geweldige beproewing. Dink aan Josef. Josef het baie goed deurgemaak. 2 jaar is hy in 'n vuil heidense tronk. En hy baie keer moes vra, Here, hoekom? Wat is die doel hiervan? 2 jaar van sy jongmenslewe. Met die doel om hom voor te berei vir wanneer hy tweede in bevel van die destyds Egiptiese leers, die grootste wêreldmoondheid van sy dag, sou wees. Maar dat hy sal weet om in geloof te wandel. Dink aan Dawid, as 'n jong herder, jong seun. Het jy ooit gewonder, hoekom moes daar beere, hoekom moes daar leeu's kom wat sy skape wil gryp? Dit was 'n voorbereiding, want daar was 'n toets, daar was 'n Goliat. En jare daarna moes hy die koning wees, die herderkoning, die man wat geloof so gehad het, en wie se geloof so gegroei het en getoets is, dat God van hom kan sê, dis 'n man na my hart. Nou dit het 'n bietjie anders gewerk vir Abraham. In Abraham se geval was die toets nie gewees toe hy moes optree met rykdom en eer en koning moes word of iewers deur God gebruik sou word as 'n regeerder nie. Maar sy gelooftoets het eintlik opgewerk na 'n klimaks van waar ons vanoggend is. Hy is deur die Here getoets, gelouter, gebuig, gevorm, geleer. Sy geloof moes groei sodat hy dit kon doen wat God van hom hier vra. Hy moes optree en hy moes alles opoffer wat vir hom saak gemaak het. As jy vir Abraham gesê het, Abraham, sal jy al jou besittings vir die Here gee, sal hy dit in 'n oogwink gedoen het. Maar dis nie wat God doen nie. Hy lê sy vinger op die een ding wat vir Abraham alles is. Abraham se lewe van geloof was so ontwerp, was so vir ons vertel, dat jy sien hoe sy geestelike karakter gebou word. Ons het saam met Abraham gestap, ons het mos nou al baie lank geleer hoe die Here met hom werk. Maar dit gaan oor hierdie grootste toets wat nou voor lê. Alles tot dusver was ter voorbereiding. Alles tot dusver was om hom te maak wie hy nou is. Genesis 22. Jy onthou Genesis 21 is Isak gebore. Hierdie seun vir wie hy so lank gewag het. Hierdie erfgenaam wat hy in sy menslikheid gesê het, dit kan nie wees nie, dit kan nie meer gebeur nie. Die tyd toe dit kon gebeur, het dit nie gebeur nie. Die Here wag, hoekom nou? Hoe is dit moontlik? Hy en Sarah het gelag daaroor, want hulle het gedink, dit kan nie wees nie. En tog in geloof gee die Here vir hulle hierdie seentjie op hulle laat stadium van hulle lewe. Ook in hoofstuk 21 het ons gelees, hoe hy sy ander seun, die seun wat hy by Hagar gehad het, moes wegstuur, wat natuurlik ook nie 'n maklike saak was nie. Nou begin hoofstuk 22 met hierdie woorde, na hierdie dinge, vers 1, na hierdie dinge, het God Abraham op die proef gestel. Daar kom die woord van ons tema, sy grootste toets. Hier is die toets, hier is dit nou. Na hierdie dinge, dui vir ons op 'n onbepaalde, dit is 'n onbekende aantal jare. Die meeste van die kenners sê, dit kon heel moontlik 10 en selfs langer jare gewees het, want net bloot die reis wat hy en Isak moes aanpak, sê vir jou, dis nie meer 'n seentjie nie. Hy moes al 'n jong man gewees, hy moes 'n tiener gewees het, ten minste. So daarom reken hulle 10 jaar of miskien selfs langer daarna. Na hierdie dinge, dui op 'n aansienlike tyd wat verloop het daarna. Nou gaan God Abraham toets. Wat behels hierdie toets? Vers 2. God sê vir hom,
neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, verskoon tog, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Isak moet geoffer word as 'n offer vir die Here. Duidelik, daar's nie 'n moontlikheid vir, is dit werklik wat die Here bedoel het? Het hy nie miskien iets anders gesê? Daar's geen moontlikheid daarvoor. F.B. Meyer, een van die manne wat ek baie tyd voor het, hy vertel hoe die Kanaaniete, die ouens tussen wie Abraham bly, hulle was gewoond daaraan om hulle kinders te offer. F.B. Meyer sê, hulle het dit nie gedoen omdat hulle minder lief was vir hulle kinders as wat ons vandag vir ons seuns is nie, maar hulle het dit gedoen omdat hulle 'n dieper en 'n ernstiger skuld ervaar het van hulle sonde voor hulle afgode. Hulle het skuldig gevoel en hulle het gevoel hulle moet iets doen, hulle moet iets gee en daarom het hulle seuns geoffer. Abraham was bekend met hierdie gebruike. Abraham was bekend met die heidense gebruike om hom. Hy het dalk net gewonder van tyd tot tyd of die Here, sy vriend, Abraham se vriend, sal hy dit van hom verwag? En hier kom dit. God praat met hom en hy sê, Abraham, neem vir Isak, jou enigste seun, die een wat jy lief het, gaan offer hom. Nou daarom was dit nie vreemd toe God vir hom die opdrag gee nie. Hy het die gewoonte geken. Hy het nie vrae gevra nie. Hy het geweet wat dit behels. Ons het vanoggend tyd vir 2 vrae. Net 2. En ek dink dis vrae wat baie logies na vore kom uit die gedeelte. Die eerste ene is, hoekom sal die Here dit van Abraham verwag? Hoekom sal die Here hom so wil toets? Weet die Here dan nie alles nie? Hoekom sal die Here dit van Abraham vereis? En later gaan ons stil staan by die tweede vraag, hoe kon Abraham dit doen? Het jy daaraan gedink? Hoe kon hy dit regkry? Kom ons kyk eerstens na, hoekom sal die Here dit van Abraham vereis? Daar's 'n redelike sterk, in die teks, 'n redelike sterk mening wat deur die mense gelig word, en dit is om te sê, is moontlik, dat Abraham 'n afgod gemaak het, van sy seun Isak. Sy liefde vir Isak was so groot. Sy liefde vir hierdie seun was soveel, dat dit die liefde van God in sy lewe oortref het. En daarom sê God, gee hom vir my. Een van die kommentare sê, Ian Duguid, hy sê, even the promises of God can become idols. As soon as you say, I must have God plus this thing He has promised. I must have God plus this thing that He has promised. Then God's blessings has become an idol to your heart. Selfs goeie goed, selfs regte goed, kan so maklik 'n afgod word. Dit wil voorkom in vers 2 asof dit juis daarop is wat die Here se woorde sinspeel. Hoor wat sê hy? Die Here sê vir hom, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Dis presies die manier waarop die Here Jesus met sy disippels praat. Hy verwys daarna in Matteus 10 vers 37. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Het Abraham dalk vir Isak liewer gehad as wat hy vir God gehad het? Het Abraham se liefde vir God getaan, gekwyn, terwyl hy soveel pret gehad het met hierdie seun van sy ouderdom, Isak? Daarom toets God hom. Maar kom ons bring dit na ons toe. Daarom toets God ons. Daarom ervaar u en ek
dikwels in ons lewe beproewings. Daarom ervaar ons dinge wat ons soms wonder, maar hoekom? Wat is so goed daarin? Hoekom wil die Here dit hê? Waarom sal die Here dit toelaat? Is dit nie die apostel Petrus wat in 1 Petrus 1 vers 6 en 7 vir ons sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou, en dan voeg hy die woorde by, as dit nodig is. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Jy sien, ons word getoets, ons word gelouter, ons word beproef, want ons geloof word daardeur suiwerder gemaak. Dis die beeld wat hy hiervan praat is, die smid wat sit met 'n klomp goud en hy maak dit so warm dat dit smelt en dan kom die onsuiverhede na bo en dit word afgeskraap. En dit word warmer gemaak en die onsuiverhede kom steeds uit en dit word afgeskraap. En so word die goud of die silwer of waarmee jy ook al besig is, word gelouter deur die vuur. So sê Petrus, word ons geloof gelouter deur beproewinge. Dit is waarom ons swaar kry. Dit is waarom kinders van God soms deur beproewings gaan. Abraham wys vir ons dat beproewings ook nie net aan die begin van jou wandel met die Here is nie. Sien net wanneer jy tot bekering gekom het en nou is daar 'n paar beproewings wat jou daarom net moet wys hoe die dinge werk en dan is jy sonder beproewings daarna nie. Nee, beproewings is reg deur jou lewe. Ons ken mos nou vir Abraham. Van die begin af was daar beproewings en nou hier op 'n laat stadium, op 'n baie laat stadium van sy lewe, kom hier die geweldige toets. Dis 'n geweldige toets. Maar iets wat kosbaar is. God het dit ook toegelaat want hy het vir Abraham voorsien. Het jy opgemerk wat het die Here vir Abraham gegee sodat hy dit kon doen? Genesis 21 vers 33, dis die tweede laaste vers van die vorige hoofstuk. Ons het dit laasweek hanteer. Hy het 'n tamarisk in Berseba geplant en daar die naam van die Here, die ewige God, aangeroep. Dis een van die mooi name van God wat hier na vore kom. Dis 'n nuwe openbaring, dis 'n ontmoeting met die Here. En dan in vers 1 van dit wat ons gelees het, daar het ons gesien God verskyn aan hom. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê. Dis 'n hoogtepunt wanneer die Here met my praat. Dis 'n hoogtepunt wanneer die Here aan Abraham verskyn en met hom praat. Dit kon wees in 'n gesig, dit kan wees in 'n droom. Ons weet nie presies nie, maar hy het met hom duidelik verstaanbaar gekommunikeer. God praat met Abraham. Dis maniere waarop hy hom genade gee, maniere waarop hy dit vir hom moontlik maak. God het voorsien sodat hy dit kon doen. Nou F.B. Meyer net vinnig weer. Hy skryf oor die gedeelte en hy sê in Abraham se geval, the unchangeableness, the eternity, the independence of change and time and tense which mark the being of Jehovah. Met ander woorde, alles wat die Here is. All these broke suddenly on his soul about that time in a fresh and more vivid manner. F.B. Meyer se mening is, op hierdie tyd, op hierdie stadium, het Abraham net soveel meer bewus geword van die ewige God. Sy wese, wie hy is, hoe hy is. Dis die voorsiening van die Here. Nou ek wil net vir u sê, en ek gaan net weer ietsie lees van F.B. Meyer, maar jy leer die Here met beproewings. In tye van swaar kry, leer jy die Here ken op maniere wat jy anders dit sal nooit sou ken nie. Ek kan dit proefondervindinglik vir u sê. Ek staan nie eenkant as iemand wat nie dit ken nie. Ons ken dit, kinders van God ken dit. En u sal knik en sê, dis waar. Jy leer die Here ken op 'n manier wat jy hom nooit voorheen geken het nie, in tye van beproewings, want dis die tye wat jy naby aan hom kom. F.B. Meyer net vinnig weer, hy sê, God sends us no trial, whether great or small, without first preparing us. En dan haal hy aan 1 Korintiërs 10 vers 13 wat sê, geen beproewing, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie. So God berei ons voor, en dan sê hy, trials are therefore God's vote of confidence in us.
Ek gaan dit weer lees, want ek wil hê jy moet daaroor dink. Trials are therefore God's vote of confidence in us. Many a trifling event is sent to test us before a greater trial is permitted to break on our heads. Maar as die toetse kom, moet jy weet, God gee vir jou 'n emosie van vertrou. Hy sê, ek weet jy kan dit doen. My genade is vir jou genoeg. Ek het die versie vooraf gekies vir die ouens wat verjaar. My genade is vir jou genoeg. Jy kan dit doen. Hou vas. Vertrou my. Doen wat ek sê. Genesis vertel nie vir ons wat in Abraham se hart aan die gang was. Maar julle ken my, dis hoekom dit vir my so 'n moeilike gedeelte is. Ek probeer my indink. Die onrus, die onsekerheid, die gewoel in sy hart. Genesis sê niks daarvan nie. Jy sien niks daarvan nie. Baie min miskien moet ek dit sê, want ek gaan nou iets wys. Maar wat jy wel sien, is 'n stille gehoorsaamheid. Het jy dit opgemerk? Vers 3, die A gedeelte. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun saam met hom geneem. So stille gehoorsaamheid in die lewe van Abraham. Dis duidelik. Vroeg die oggend. Hy het nie uitgestel nie. Anders as Abraham kry ons nie ons openbarings deur visioene en drome en ons het die Bybel. Ons het die Bybel. Daarom is dit so dat kinders van God soms Bybel lees en dit kan wees in jou persoonlike Bybelstudie. Dit kan wees in 'n diens soos hierdie. Dit kan wees by 'n Bybelstudie wanneer jy saam met ander iets bespreek en dis asof die Here met jou praat en daar kom 'n uitdagende ding. Dit kom oor jou pad. Jy kom dit teë in die Bybel en is iets wat die Here van jou verwag. En die Here sê, dis wat ek wil hê jy moet doen. In die Bybel, ek praat van God praat met ons deur sy woord. Wat kan dit wees, sal jy dalk vra. Dit kan vir die jong mense kan dit wees een of ander romantiese verhouding met 'n jong man of 'n jong meisie wat die Here nie ken nie. Dit kan wees waar die Here sê, ek wil graag hê jy moet my dien met jou 10de, jy moet my dien met jou inkomste. Dit kan wees dat daar vir die getroudes 'n aangetrokkenheid of 'n vriendskap ontstaan met iemand buite jou eggenoot. En die Here sê nee. Jy kan nie. Dit werk nie so nie. Dit kan wees dat die Here jou roep en sy vinger op jou lewe, sy hand op jou lewe lê vir 'n diensbaarheid. Hy verwag iets van jou. Dalk 'n spesiale gebeds roeping vir jou lewe alleen, of miskien iets in die evangelisasietand, miskien iewers waar jy diensbaar moet wees, en al hierdie dinge lyk eintlik so alledaags as jy dit vergelyk met wat Abraham deurgegaan het. Dit lyk so algemeen ten hierdie toets van Abraham, maar is dit nie waar ons dikwels vra, maar jy kyk na hierdie dinge, hoe gaan ek oorleef as ek dit doen? Ek wil ook soos my maats, sê die jong meisies, ek wil ook maar net 'n kameraad hê met wie ek kan trou eendag, vir wie ek kan lief wees. Ek wil ook graag net 'n normale lewe hê saam met iemand as 'n sielsgenoot. Hoe gaan ek leef? Hoe kan ek geluk ervaar sonder so iemand? Mag die jong dames of die jong manne dalk vra. Hoe gaan ek lewe as ek die Here dien met my 10de? Ek gaan dit nie maak nie, ek sal dit nie maak nie. Hoe gaan ek maak as ek diensbaar moet wees? Ek het al klaar nie tyd om uit te kom by al die dinge wat ek moet doen nie. Hoe gaan ek dit regkry om nog die Here te dien met al hierdie dinge wat hy van my vra? Dis die vraag wat ons vra. Abraham wys vir ons. Hy gee vir ons 'n goeie voorbeeld en hy sê, jy moet net reageer. As die Here vir jou sê, dis wat ek van jou vra. Die meeste van die tyd is ons die een wat sê, Here, gee my net kans dat ek my lewe uitsorteer. Ek moet daarom net eers hierdie ding afhandel of daai ding, dan sal ek. Laat ek net eers, jy weet, daar's iets wat moet regkom, dan sal ek. Die Here sê nee. Nou.
Dis die enigste soort gehoorsaamheid, is onmiddellike gehoorsaamheid. Abraham wys dit vir ons. Hy begin dadelik om te gehoorsaam, tree vir tree, in dit wat God vra, en dit gaan oor om hom te eer. Ek wil dit vir julle lees, vers 3 sê, daarop, nou, die God praat met Abraham heel moontlik in die nag, vers 3 sê, daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak, en sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer, en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Nou dink saam met my. Abraham, die aardsvader, 'n ryk man, hy het baie slawe. Het jy opgelet, hoekom sal hy self hout kap? Het hy nie slawe wat dit kan doen nie? Hoekom sal hy eers die esel opsal en dan die hout kap? Het dit vir die sin gemaak? Het jy probeer dink aan hoe hy die dinge doen? Jy kap nie eers, jy saal die esel op en dan gaan kap jy hout, dit maak net nie sin nie. Gordon Wenham, een van die kommentaare, sê, hierdie deurmekaar volgorde, en heel moontlik ook die feit dat hy self hout gekap het, self die esel opgesaal het, al hierdie dinge dui daarop, dat Abraham nie reguit kon dink nie. Sy gemoed was so deurmekaar. Sy hart was stikkend. Maar wat hy wel doen, hy is besig om te doen wat God gesê het, hy moet doen. Tree vir tree doen hy wat God gesê het. Abraham, dis wat jy moet doen. Ons sê dikwels, laat ek net eers. Die kinders moet net eers groot word, of daar's mos altyd iets wat, môre, soos wanneer ons wil dieet, of begin oefen, môre. Die Here sê, nou. As ek van jou iets vra, nou. Abraham leer vir ons, dis dwaas om uit te stel. Jy gaan nie dinge uitsorteer op, en dan die Here gehoorsaam nie. Jy sorteer dinge uit terwyl jy die Here gehoorsaam. In die proses om tree vir tree te gehoorsaam, laat die Here die dinge in plek val. En dis hoe jy jou lewe uitsorteer. Kan ek vir u die resep gee vir ons lewe? Moenie uitstel en sê ek sal later die Here dien, laat ek net eers. Nee, dien die Here nou, en tree vir tree help hy jou om jou lewe uit te sorteer. Kan jy maar net dink hoe hy moes vroeg met die houtkap. En terwyl hy houtkap, toe besef hy, maar hy het nou klaar die esel opgesaal. Alles is deurmekaar in sy gemoed. Die Bybel sê dit nie, maar ek kan nie dink dat hy nie gebid het nie. Hy het die hele tyd met God gepraat. Hy moes, terwyl hy houtkap, terwyl hy die esel opsaal, en hy dink wat hy moet doen, Here, sal U my krag gee? Sal U my help? Ek weet nie, hoe gaan ek hierdie ding doen nie? Ek weet nie, hoe sal ek dit doen nie? Maar Here, as dit is wat U wil hê, dan sal ek dit doen. As dit is wat U van my vra, ek sal gehoorsaam. Daarom sê Hebreërs 4 vers 15 en 16 vir ons. Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons. Maar sonder sonde. En dan kom die 16de vers. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Vriende, dis hoekom ons moet bid. Want ons weet, Jesus weet wat ek deurgaan. Ongeag wat my beproewing behels, ongeag wat die Here van my vra, die Here Jesus weet, ek moet net leer bid. Gaan na die troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nou so swaar as wat hierdie toets vir Abraham was, dink jouself in, hy is besig om te gehoorsaam, maar is 'n reis van 3 dae. Hulle moet van Berseba, waar hulle tans is, reis te voet na Moria. Dit is waar die hedendaagse Jerusalem is. Vers 4 het ons gelees, op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en hy sien die plek van ver af. Dis die plek. God wys vir hom die plek. Kan jy dink wat Abraham moes voel? Kan jy dink waar sy gedagtes was vir 3 dae? Is nie toevallig, hierdie 3 dae nie. Wat laat jou dink aan 3 dae? Dit was 'n neerdaal in die onderste dele van die aarde, letterlik 'n ervaring wat hom tot in die hel gevat het. 3 dae lank. Hy sê niks.
Hy het niks gesê vir Isak nie. Hy het niks gesê vir die dienaars nie. Wat hulle betref, ons gaan saam met Abraham, ons gaan offer. Vir 3 dae loop hy met die ding in sy gemoed. Vir 3 dae moet hy voorgee. Alles is reg. Weet jy, hierdie 3 dae was deel van God se beplanning? Want God doen niks toevallig nie. Dit was deel van die toets, dis deel van die beplanning. Ons beproewings het 'n tydperk. Sommige is net kort, miskien 'n dag, miskien 2 dae, dalk 3 dae. Ander beproewings is 'n kruis wat mense moet dra vir jare aan mekaar, tot die dag dat hulle sterf. Maar weet jy dat selfs die tydsberekening, selfs die durasie van ons beproewing, is nie buite die hand van God nie. Dis deel van sy beplanning vir u en vir my. Ons moet hom net vertrou. En die feit van die saak is, hierdie gehoorsaamheid wat die Here van Abraham vra, is nie net 'n sporadiese, impulsiewe neiging. Jy weet, goed, ek sal dit doen. En dan moet hy net vinnig iets doen nie. Nee, as jy dink aan die situasie, as jy dink aan die verhaal met die omstandighede, dis 'n deurdagte voorneme om God te gehoorsaam. Hy moes sekere goed in plek kry, vir 3 dae reis, en toe moes hy dit afhandel, goed deurdink, gefilter deur dit wat in sy hart aangegaan het, maar toe hy by die plek kom waar hy die offer moes bring, het hy hom in sy hart voorgeneem, dis wat ek gaan doen. Goed deurdag. Jy kan amper sê, 'n deurwinterde gehoorsaamheid. Nou ons ken die verhaal. Ons weet hoe dit uitgewerk het. Dit het goed uitgewerk. Vir die van die wat nie die verhaal ken nie. Abraham het dit nie geweet nie. Abraham het nie besef hoe dit gaan uitwerk nie. En daarom sê Paulus 2 Korintiërs 4 vers 17, ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Ons moet besef, hierdie swaar kry, ongeag hoe swaar dit moet wees, en glo vir my, hierdie is 'n swaar saak vir Abraham. Dit wat ons deurgaan as beproewings, is 'n swaar saak. Ons voel baie keer, niemand kry so swaar soos ek nie. Is dit nie hoe ons baie keer voel nie? Niemand het nog ooit soveel pyn gehad soos ek nie. Niemand het nog ooit so 'n beproewing gehad soos ek nie. Die Bybel sê, dis 'n algemene saak. Maar jy moet weet, God se genade is vir jou genoeg. En hierdie ligte beproewing, sê Paulus, dis net vir 'n oomblik. Dis net vir hierdie leeftyd. Maar dit bring 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Bring ons by die tweede vraag, en ek haas my. So, die eerste ene was, hoekom kon hy dit van Abraham verwag? Ons verstaan, dit was 'n toets. Die Here wou hierdie geloofstoets vir hom deursit. Nou die tweede vraag is, hoe kon Abraham doen wat God vereis het? Hoe kon hy dit reg kry? Hoe kon Abraham doen wat God vereis het? Ek dink Abraham het dalk gesinspeel op, is dit regtig wat die Here verwag het? Maar daar was geen ruimte vir enige misverstand nie. Hy was seker dis Isak. Hy was seker dis wat God gesê het, 'n brandoffer moet gebring word. Nou 'n brandoffer is 'n offer wat alles word verbrand. So jy gaan Isak neem, jy gaan hom slag, jy gaan hom op die hout sit, en die hout gaan hom verbrand as 'n offer voor God. Die brandoffer is, alles word verbrand. Enige redenasie, dink ek, sou goed genoeg gewees het vir Abraham, maar daar was nie redenasies nie, daar was geen verskoning nie. Wat dit nie was nie, en as jy nou na selfs sommige sogenaamde goeie kommentaare sal sê, hierdie wys nou vir jou, geloof is 'n sprong in die donker. Dis nie 'n sprong in die donker nie. Dis die een ding wat dit nie was nie. Dis was nie sommer maar net, wel, God het gesê, nou spring ek in die donker en ek sien niks. Dit was nie 'n sprong in die donker nie. En ek wil vir die 3 redes gee waarom Abraham dit kon regkry om vir Isak te offer. 3 redes. Die eerste een is, hy het vertrou op God se getrouheid. Ons het mos nou al gesien in Abraham se lewe, dat Abraham op verskeie maniere, op verskeie tye, hierdie saak vasgemaak het. God het gesê, en hy bly getrou aan sy woord. God doen altyd dit wat hy beloof. Hy doen altyd dit wat hy sê. James Montgomery Boyce sê, God had told Abraham that Isaac was to live, marry, and have a family, and from that family would come the one that would be the deliverer. Now God says that Isaac
was to be sacrificed. And for the first time in all of Abraham's experience with God, he is confronted with a conflict between God's command on the one hand and God's promise on the other. God had promised posterity through Isaac. Now God had commanded Abraham to kill him. En hier's die mooi woord in Afrikaans, is die diskrepansie. God het gesê, deur Isak gee ek vir jou nageslag, gaan offer Isak. Dit maak glad nie sin nie. Dit maak glad nie sin nie. En nou is daar hierdie konflik in Abraham se gemoed. Maar Here, dis deur Isak wat die belofte moet kom, en nou sê ek moet vir Isak offer. Die voordeel vir Abraham, hy het dit mos nou al voorheen beleef. God het vroeër vir hom gesê, jy gaan pa word. En ruk daarna sê hy, nee, jy gaan die pa word van baie nasies. En ruk daarna sê hy vir hom, hoorie, jou nageslag gaan nie getel kan word nie, dit sal wees soos die sterre van die hemel, kyk na die sterre, so gaan ek jou dit raak net erger en groter. En Abraham sien, alles gaan agteruit, behalwe die belofte van God, dit word net groter. Ons het mos al daaroor gepraat. Met hierdie belofte van 'n erfgenaam, wag God 25 jaar nagenoeg. So Abraham is bekend daarmee. Dis vir hom niks vreemd nie. Tog, hy weet, God het gedoen wat hy beloof het. Nou ook vir ons wil ek vir u sê. Geloof is om God op sy woord te neem. Dis die eenvoudigste basiese beginsel van geloof, om te sê, God het gesê, dan doen ek dit. Sonder vrae, sonder enige objeksie, sonder teepraat, sonder om te wag. As God gesê het, dan doen ek dit. Saligmakende geloof vir ons. Ja, selfs saligmakende geloof is 'n geloof om God op sy woord te neem en te sê, Here, u het gesê. U het gesê, ek glo dit. Dis ook salig word. Dis hoe ons gered word. So Abraham het vertrou op die feit dat God getrou is. Hy doen altyd wat hy sê. Die tweede rede is, hoekom kon hy dit doen? Hy het God vertrou om Isak op te wek. Abraham was vasbeslote. Jy sien dit in vers 6. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem. Het dit op sy seun Isak gesit. En die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saamgeloop. Dis toe hy vir die twee dienaars gesê het, bly julle hier, ek en die seun gaan. Toe sê hy neem die mes, hy neem die vuur, hy neem die hout. So, dis nie asof Abraham hom voorgenem het om iets anders te gaan doen nie. Hy het vasbesluit, dis wat ek gaan doen. Maar kyk na vers 5. Vers 5 sê, en Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. In die Afrikaans nie so duidelik nie, in die Engels ook nie so duidelik nie, maar as jy die Hebreëus bekyk, dan sien jy dat die woordjie terugkom, ons sal terugkom, dit is in die Hebreëus eerste persoon meervoud. So hy sê, ek en die seun gaan daarheen om te aanbid, en ek en die seun sal terugkom. Ons sal terugkom. So wat sê die Bybel vir ons? Abraham het geglo. Ek gaan vir Isak offer, God gaan hom opwek. Luister mooi, hy moes 'n brandoffer bring, so hy gaan hom verbrand. Totaal en al verbrand. Maar God gaan hom opwek, en ons sal na julle terugkom. Dis wat Abraham geglo het. Nou as julle nou nie my vermoë, en ek sou sê, dit is dalk 'n riskante kwessie om op my Hebreëse grammatika te steun. Ek praat uit die mond van slim ouens, maar as julle dink, dis daar 'n bietjie te ver. Die Nuwe Testament sê dit vir ons, Hebreërs 11, vers 17 en 18 sê, deur die geloof het Abraham, toe op die proef gestel is, Isak geoffer. Die Bybel sê hy het hom geoffer, want hy het hom voorgenem om dit te doen. Hy het Isak geoffer, ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Abraham het geglo aan die opstanding na die dood. Daar's mense wat sê die Ou Testament is, hierdie konsep is 'n Nuwe Testamentiese konsep, die opstanding uit die dood. Dis in die Ou Testament daar. Abraham het dit geglo. Die opstanding van die liggaam was 'n realistiese, die enigste oplossing vir Abraham. Die Here het gesê ek moet dit doen,
ek sal dit doen, die Here gaan nogtans sy woord gestaan doen om vir my nageslag te gee, so God gaan hom opwek uit die dood. Nou ek wil vir u sê, die opstanding van die liggaam los soveel probleme op. Nie waar nie. As ons glo aan die opstanding van die liggaam, dit wat ons bely met die apostolikum, ek glo aan die opstanding van die liggaam. As ons dit glo, as ons dit werklik waar glo, dan wil ek vir u sê, dan kan jy enige beproewing deurstaan. Die opstanding van die liggaam los net al hierdie krisisse op. Hoe kan ons aanhou opoffer? Aanhou opofferings maak. Dit voel ek gee myself en ek hou aan gee en ek kan nie meer nie. Ek kan net nie verder nie. Ek sien nie kans nie. Hoe kan? Want daar's 'n opstanding. Dit gaan nie vir altyd so aangaan nie. Hoe kan ek stry teen alles wat die wêreld na my kant toe gooi? Almal is teen my. Jy weet net nie hoe dit is by die werk nie. Geen mens kan dit oorleef nie. Dis nag. Almal is besig om teen my te stry by die werk. Daar's 'n opstanding. Dit gaan nie vir altyd so voortduur nie. Omdat God getrou sal wees om ons op te wek, kan u en ek elke dag ons beproewings deurstaan. Dit bring 'n totale ander perspektief oor die lewe en oor ons beproewings. Maar die laaste rede hoekom Abraham dit kon doen, hy het gegaan om God te aanbid. Let op die woorde in vers 5. Abraham sê vir sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarin gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Ek wil hê jy moet oplet na Abraham se perspektief. Hy het nie hier martelaar gespeel nie. Hy het nie homself jammer gekry nie. Hy het dit gesien as 'n geleentheid om te aanbid. Ek en die seun gaan om te aanbid en dan sal ons sal na julle terugkom. Dit was Abraham se perspektief. Ek gaan aanbid. Dis so Sadrag, Mesach en Abednego. Ek dink is die vergelyking is eintlik baie treffend. Sadrag, Mesach en Abednego het nie geweet die Here gaan hulle red in die oond nie. Hulle was nie bereid om te buig voor die beeld van die koning nie. Hulle was eerder bereid om te sterwe. Maar wat het hulle in die vuur gedoen? Hulle het aanbid, want hulle het God geëer. Wat 'n mooi vergelyking, wat 'n mooi parallel. Nou kom ons wees realisties, vriende. Kom ons wees net vir 'n oomblik, dink saam met my realisties oor hierdie kwessie, want dit is 'n verhaal, maar dit het gebeur. Selfs al sou dit 'n opstanding insluit, en selfs al het die Here vir Abraham voor die tyd gesê, wat hy nie het nie, maar al sou hy vir hom gesê het, Abraham, moenie bekommerd wees nie, ek sal hom opwek. Dink jy dit sal 'n maklike saak gewees het? Wanneer laas was jy by toe hulle skaap geslag het? Wanneer laas was jy by toe hulle hoender se keel afgesny het? Ek wil nie eens by wees nie. Wat nog om jou seun self te offer, om die mes te vat en dit in jou seun se bors in te druk en seker te maak, die eerste keer moet jy raaksteek, want die hart, jy gaan vir die hart so gou as moontlik. Abraham sal dit steeds doen. Hoekom? Hy was baie realisties oor hierdie saak. Hoe kon hy dit doen? Want dit was vir hom 'n daad van aanbidding. Ek gaan om die Here te aanbid. Nou wil ek vir u vra, hoekom sal kinders van die Here vasbyt as ek in 'n huwelik is waar dit nie vir my maklik is nie, waar jy weet, my man verstaan my nie en my vrou doen dit en my man is dit en ons het mos allerlei name deesdae. Elke tweede ou is deesdae 'n narcissus. En dis die ene, hoekom sal ek vasbyt? Hoekom sal kinders van die Here bly in 'n huwelik waar dit nie is soos wat hulle dit wil hê nie? En hulle sal heel moontlik anders wil kies as hulle kon oorbegin. Hoekom sal hulle nie soos hulle bure maar net of soos die familie sê, hoorie, los hom. Hy's 'n gemors. Ons het vir jou aan die begin af gesê, los hom en begin voor. Hoekom doen kinders van God dit nie? Kan ek vir julle sê hoekom nie? Want jou lewe is 'n lewe van aanbidding. En as God daai kruis op jou gesit het, dan moet jy hom dra. Jy doen die regte ding. Jy gehoorsaam God. Jy doen wat reg is. Hoekom sal vrouens in 'n huwelik bly waar mans net al bewys het, hulle is nie betroubaar nie, en al die dinge, en vrouens is onlogies, maar die mans moet hulle lief hê. Hoekom bly ons daar? Want dit is hoe ek die Here aanbid. Dis hoe ek die Here loof. Efesiërs 5, ek wil dit vir julle lees, vers 22 tot 25.
Net 'n paar verse uitslaan. Vers 22 en 25 verskoon tog. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Soos aan die Here. Dames, al is jou man nie wat jy jou voorgestel het hy moet wees nie, of soos wat jou ma wil hê hy moet wees, of wie ook al wil. Die Bybel sê, die manier wat jy onderdanig is aan jou man, is aanbidding. Hoor wat sê vers 25, nou wil ek by die manne stil staan. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. En dan sê hy hoe? Soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Hoekom? Sy's onlogies. Sy verwag van my goed en sy verwag dit en sy wil dit. Dis jou aanbidding. Dit is hoe jy die Here aanbid. Jy kan hierdie beginsel natuurlik in elke plig toepas. In elke plig. As jy die slegste werk het op kantoor en niemand anders wil dit doen nie, maar jy is getaak om dit te doen, doen dit met 'n gesindheid van hier gaan ek die Here aanbid. Hier is my geleentheid om die Here te aanbid. Sondag kerk toe gaan, Sondag aanbidding. Ons kan baie ander dinge doen op 'n Sondag, veral as die weer mooi is in die baai. Dan wil almal alles doen behalwe kerk toe gaan. Dis aanbidding. Om my offergawe te gee, om te lewe in diensbaarheid, om ander mense hoër te ag as wat ek myself ag. Al hierdie dinge is my manier van aanbidding. Hoekom moet ons dit doen? Want dit is, die woord van God is waar, hy bly getrou aan sy woord, hy moet die heerlikheid kry, hy moet aanbid word, daarom doen ek dit. En nou sluit ek af. Ons studie het gefokus op Abraham. En glo vir my, dis nie maklik nie, daar lê nog volgende week voor, maar ons gaan deurwerk. Ons fokus op Abraham, want dis die man waarmee ons besig is. Maar ek wil hê met vir 'n oomblik, net ten slotte, want ons sit by die nagmaalstafel vanoggend. Dink saam met my aan Isak. Dink saam met my aan Isak. Vers 6 sê, Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en dit op sy seun Isak gesit. Vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan geloop. Is dit nie die presiese beeld wat die Bybel vir ons vertel van Jesus, waar hy vir sy disippels gesê het, die seun van die mens gaan oorgelewer word. Hy het sy kruis geneem, die hout geneem, en hy het die Via Dolorosa geloop. Gewillig geneem. Gewillig het hy hierdie pad gestap. Dit kom baie mooi uit in die baie bekende film wat gemaak is. Hoekom? Hoekom sal hy dit doen? Hoekom sal Isak, daar's baie te sê en ek dink ons gaan volgende week daaroor praat. As Isak dan 'n tienerseun is wat hy heel moontlik is, miskien 'n bietjie ouer, ons weet nie. Maar selfs hier van 16 af, gaan Abraham hom vang? Hoe gaan die saak werk? Daar was 'n gewilligheid. Daar was 'n gewillige gee van homself. Dis die Here Jesus. Ek sluit af met Galasiërs 2 vers 20. Vat dit saam met u huis toe, gaan pyns hieroor. Paulus sê, wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Wat 'n kosbare gedagte. Ek het vir u gesê, ons kyk na Abraham, dis ons lewe van aanbidding. Dit wat ek doen in my vlees, dit wat ek doen met my liggaamskragte, doen ek as 'n aanbidding. Ek doen dit deur die geloof om die Here te eer. Want hy is getrou aan sy woord. Hy moet die heerlikheid kry, ek moet hom aanbid. Hy het my lief gehad. Hy het homself vir my gegee. Daarin word ons herinner vanoggend by die nagmaal. Mag dit op 'n nuwe, vars manier in u gemoed net weer gedruk word. Jesus het homself gegee vir my. Daarom kan ek lewe tot eer van hom. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is waarlik goed vir ons. Deur U woord leer U ons, en met hierdie tipe van verhale wat ons in die geskiedenis kan bestudeer op 'n baie
of uit 'n baie betroubare bron, sien ons so duidelik die wonder, die wysheid, die barmhartigheid, die liefde van God. U wys vir ons hier, in 'n Pa se hart, wys u vir ons, op 'n menslike manier, hoe God dit ervaar het, toe sy seun vergrys is, deur die sonde gekastei is, toe hy die las van sonde op hom moes neem, my sonde moes hy dra, die helse smarte verdra, sodat ek sy geregtigheid kan kry, deur die geloof. Wat 'n wonder. Ons loof U daarvoor, en ons wil U daarvoor aanbid in ons lewe. Amen.